se tema is, die spioene en die prostituut. Josua 2 vers 1 tot 24. In die kamp van Israel is alles in rep en roer. Ons trek is die woord op almal se lippe. Holderste bolder word oral geraap en geskraap om alles gereed te kry, want oor 'n skamele 3 dae val hulle in die pad. Intussen is Josua hard besig om die inval te beplan. Hy besluit dat mens mos nou nie sommer so blinderings in 'n vyandige land kan instap nie. Jy moet eers weet wat die situasie aan die ander kant die rivier is. So amper 40 jaar tevore was hy deel van 'n ekspedisie om die land te verken. Sou dit nie dalk 'n goeie idee wees om weer een te stuur nie. Maar hierdie slag stuur hy net 2 betroubare manne. Hulle moes Jerigo gaan verken, want dit is die eerste stad in sy vizier, reg oor kan die Jordaanrivier. En so steek die 2 spioene die grens oor. Die stadspoorte van Jerigo staan waawyd oop, en hulle glip so ongesiens in. Maar hulle is vreemdelinge in 'n klein stadjie waar almal mekaar ken. Met groot ontsteltenis sien hulle hoe dat die mense hulle met wantroue aankyk. Ons sal 'n plan moet maak, sê die 2 vir mekaar. En dan sien hulle dit. Op 'n bordjie by een van die huise in die stadsmuur staan die uitnodiging. Besoek Rahab vir 'n goeie tydjie. Desperaat om van die nuuskierige oë weg te kom, glip hulle daarin. En dan, tot hulle groot ontsteltenis, moet hulle uitvind dat hulle self in 'n prostituut se bordeel bevind. Wat nou, wonder hulle hardop. Ek weet nie wie van hulle die grootste geskrik het nie, Rahab die prostituut of die 2 spioene. Wat maak julle hier? Sy herken hulle sommer dadelik as Israeliete. Jy kan hulle 'n myl ver uitken. En die dinge wat sy gehoor het van Israeliete, is dat hulle 'n gevaarlike klomp is. Hierdie reputasie het hulle vooruit geloop. Die wonderwerk toe hulle deur die Rietsee getrek het, en toe al die Egiptenare versuip het, is 40 jaar later steeds op almal se lippe. En kyk net hoe hulle van die ander groot vyandelike volke totaal uitgewis het, sodat daar nie 'n lewende siel oorgebly het nie. Maar hierdie 2 lyk dan glad nie so wreedaardig nie. Hulle is doodgewone manne. Spioneer julle op ons, wil sy weet. Gaan julle Jerigo ook kom uitwis? Die 2 manne besef sommer dadelik dat hulle doppie geklink is. Asseblief, moenie ons weggee nie, pleit hulle. Haar hart word sommer dadelik sag vir die 2 weerlose manne. Boonop het sy gehoor van hierdie God wat hulle aanbid en van die groot wonderdade wat hy gedoen het. Sy wou meer weet van hom, want sy het nou al agtergekom dat die klipgode wat hulle aanbid 'n mite is. Julle kan maar hier wegkruip, wees gerus, ek sal niks sê nie. Dan is daar 'n gehamer aan die deur. Gou, hardloop na die dak toe, beveel sy hulle. Daar kruip hulle weg onder 'n groot hoop vlas. Dit klink asof die manne haar deur wil afbreek. Met 'n gesig wat oorloop van vriendelikheid, maak sy die deur oop vir haar sogenaamde kliënte. Waar is hulle, bulder die soldaat. Lewer dadelik daai 2 manne uit wat hier by jou is. O, daardie 2, vra sy onskuldig,
en dit lyk asof botter nie in haar mond kan smelt nie. Hulle is net nou weg. Is daar 'n probleem? Waar is Leen, wil hy woedend weet. Hulle is spioene en hulle wil ons land kom verken. Gemaak verbaas vertel sy vir hulle dat sy nooit besef het wie hulle is nie, maar dat die 2 manne hier uit is, net voor die stadspoorte gesluit het. As hulle gou maak, haal hulle dalk nog die 2 in. Wanneer die soldate weg is, sluit sy die deur en hardloop op na die dak waar die 2 spioene steeds onder die vlas wegkruip. Ek weet die Here gee julle die land, ons is skrikbevange vir julle. Al die inwoners van die land bewe uit vrees vir julle. Die vrou is baie bang. Ek het julle goed behandel, lê dan nou vir my 'n eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel, smeek sy. Die manne beloof haar dat sy niks sal oorkom nie. Sy moet net sorg dat haar familie by haar in die huis is en dat sy 'n rooi lap by haar venster sal laat uithang. Op haar beurt beloof sy dat sy niks sal uitlap nie. Wanneer alles bedaar het, laat sak sy die 2 manne met 'n tou deur haar venster buite die stadsmuur af, met die opdrag dat hulle eers vir 3 dae in die berge moet wegkruip om seker te maak dat hulle nie agtervolg word nie. Wanneer die 2 spioene weer veilig oor die Jordanus en by Josua aankom, is hulle woorde aan hom: Die Here gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners van die land bewe van vrees vir ons. Hoe anders as die vorige ekspedisie, waar die verspieders so verskriklik negatief gestaan het teen die inval. 3 keer het Josua bevestiging gekry dat hy die land moet inval en is hy bemoedig deur die Here. Die 3de keer is dit sy eie volksgenote wat dit vir hom gee. Die Here bemoedig en ondersteun ons, sy kinders, op talle maniere met beloftes. Ons is medewerkers van die vervulling van God se beloftes. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorbeeld van Josua wat U ten volle vertrou het. Gee my asseblief ook daardie onwrikbare vertroue in U. Amen.